Baie welkom aan elkeen wat via Facebook of YouTube na ons uitsending kyk. Net so 'n inleidende opmerking of twee. Hierdie boodskap is fisies in die kerk by ons gemeente NG Kempton Park Oos gelewer nou Sondag die 29ste Maart. Daar was ook 'n diens op die internet beskikbaar, maar hierdie is die diens wat fisies in die kerk gelewer is. Ons beskou hierdie diens as aanloop tot ons Paasnaweek en ons hele Paasnaweek program, en daarom word dit ook hier op die internet geplaas. Let asseblief op die ander byeenkomste wat ons reg deur die loop van Paasnaweek ook het, en natuurlik is die almal vir wie dit fisies moontlik is, baie welkom om die geleenthede by te woon. Nie al die geleenthede sal opgeneem word nie, omdat daar 'n baie groot komponent van sang en musiek is wat deel vorm van die dienste, maar daar sal meer as een boodskap wees wat wel uitgesaai word, ook met die geleentheid om nagmaal te gebruik. Mag jy almal 'n baie geseënde en baie spesiale Paastyd beleef. Kom ons begin hierdie geleentheid met 'n wotum. Een van hulle, 'n sekere Kajafas, wat daardie jaar hoëpriester was, het egter vir hulle gesê: "Julle verstaan niks, en julle besef ook nie dat dit tot julle voordeel is, dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie verlore gaan nie." Dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die nasie sou sterwe. En hy sou nie net vir die nasie sterwe nie, maar ook om die kinders van God, wat oor die hele aarde versprei is, tot een volk bymekaar te bring. Genade vir julle en vrede, dit kom van God ons Vader en van die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, ons dank U weer vir die geleentheid van die internetdienste, en ons bid om U seën daarby, reg oor die land, reg oor die wêreld. Ons weet dat dit vir mense baie gerieflik is, maar ons weet ook dat U woord op hierdie manier by soveel mense uitkom, wat vir 'n verskeidenheid van redes nie fisies in 'n kerk of in 'n erediens kan kom nie. Word verheerlik deur ons belydenis dat ons in U glo, word verheerlik deur die gesindheid van ons hart van afhanklikheid, word verheerlik deur die manier waarop ons U kruisdood en die opwekking bo als herdenk. Leer ons ook uit die skrif asseblief om 'n perspektief te kry oor aspekte rondom die gebeure van die kruisiging, wat nie altyd vir ons so duidelik is nie, omdat ons 2000 jaar daarvan verwyder is in tyd. Kom deur die Gees en leer en lei ons asseblief. Amen. Ek wil graag stil staan by twee aspekte van die aanloop tot die kruisiging. Die eerste is die vraag: waarom wou die godsdienstige leiers in die tyd van Jesus doodmaak? Want ons moet baie goed besef, dis die Joodse godsdienstige leiers en die volkshoofde wat Jesus wil doodmaak, nie die Romeine of die Romeinse regering nie. Waarom? Tweedens, wil ek eers met kyk en nadink oor die ongewone, eintlik omgekeerde verloop van die regsproses. In 'n eerste hoofpunt, kom ons begin by die tweede punt. Wat bedoel ek met die omgekeerde verloop van die regsproses? 'n Normale, gewone, bekende, logiese verloop vir enige regsproses sou die volgende aspekte behels. Heel eerste sou daar 'n oortreding moes wees. In hierdie geval, wat uiteindelik op die kruisiging uitloop, daar sou 'n oortreding moes wees wat die dood verdien. Tweedens sou daar 'n behoorlike ondersoek moes wees na die beweerde
oortreding. Derdens, na die ondersoek, sou daar 'n verhoor plaasvind. Vierdens, sou dit dan uitloop op 'n bevinding skuldig of onskuldig, en dan eers as daar 'n skuldig bevinding was, sou daar in die vyfde plek oorgegaan word tot 'n vonnis of 'n straf, in die geval van die kruisiging, die doodstraf wat opgelê is. Nou met Jesus werk dit anders en die hele regsproses is eintlik op sy kop gekeer. Wat was die eerste stap? Die eerste wat hier gebeur het, is dat die godsdienstige leiers, saam met hulle die volkshoofde, het beplan om Jesus dood te maak. Hierdie hele aangeleentheid begin nie by 'n oortreding nie. Dit begin by die beplanning om Jesus dood te maak. Ek lees dit uit Matteus 26 vers 1 tot 5. Mens kan dit op 'n hele paar plekke in die evangelies lees. Nadat Jesus oor al hierdie dinge klaar gepraat het, het hy vir sy disippels gesê, julle weet dat dit oor 2 dae Paasfees is. Dan word die seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word. In daardie tyd het die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk bymekaar gekom in die woning van Kajafas, die hoëpriester. Hulle het daar saam planne gemaak om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Hulle het egter gesê, nie op die fees nie, sodat daar nie oproer onder die volk kom nie. Baie belangrik is dat die besluit om Jesus dood te maak is klaar geneem en dit is eintlik die begin van die regsproses. Volgende, dan soek hulle na, soos hulle sê, 'n gepaste geleentheid. Want onthou nou, hier's 'n geweldige klomp mense in Jerusalem bymekaar vir die viering van die Paasfees. En mense se gesindheid oor Jesus verskil en hierdie Joodse leiers is bang dat as hulle op die verkeerde tyd en plek vir Jesus in hegtenis neem, gaan daar moeilikheid kom, daar gaan opstand kom. So daarom soek hulle na die regte geleentheid. Die volgende stap is dat hulle eers, wanneer hulle Jesus in hegtenis laat neem, vals aanklagte teen hom bring, asof hy 'n opstoker was, mense teen die Romeinse regering opgemaak het en so meer. Maar natuurlik is nie een van hierdie klagtes standhoudend nie, want dit staan nie vas by die getuienis van 2 of meer nie, dit is vals aanklagte. Derdens, lok hulle Jesus dan uit om baie pertinent te sê dat hy die seun van God is. In die oomblik toe Jesus erken, hy is die seun van God, toe vind hulle daarin, wat hulle aanbetref, die gepaste aanklag om hom ter dood te veroordeel namens godslastering. En dan word hy gevonnis en ter dood veroordeel. Ons tweede baie belangrike punt, waarom wil hulle Jesus doodmaak? Dis nog 'n vraag wat geweldig belangrik is om te antwoord, maar wat almal nie altyd so duidelik verstaan nie. Waarom het hulle dit nodig gevind om Jesus dood te maak? Ek wil dit kortom so beskryf. 1. Hy raak te gewild. 2. Daar is 'n groot deel van die bevolking wat Jesus wil koning maak of as koning erken. Ons lees in een gedeelte dat hulle hom met mag koning wou maak na een van die wondertekens wat hy gedoen het en hy dan tussen die skare deur net moes verdwyn sodat dit nie kan gebeur nie. Die derde is baie interessant. Jesus begin hier teen die einde van sy 3 jaar bediening, nou hier kort voor hierdie gebeure, begin Jesus meer radikaal optree. Ek wil sommer in ons terme sê, hy skynbaar nou nie meer die sagmoedige, liewe Jesus nie. Waar hy al die tyd reg deur sy bediening mense met geweldige simpatie en deernis en sagtheid behandel het, sien ons so 'n bietjie van die ander kant van Jesus, wat in hierdie laat stadium van sy bediening na vore kom. In 'n derde punt wil ek dieper ingaan op hierdie meer, wat ek sal beskryf as meer radikale
optrede deur Jesus. Ek wil na 3 sulke geleenthede verwys, wat natuurlik vir by verre die meeste van die baie bekend is. Die eerste is die reiniging van die tempel. Die reiniging van die tempel was 'n geweldige, belangrike gebeurtenis en 'n geweldige radikale optrede van Jesus se kant af. Ek kan nie anders as om die Engelse woord te gebruik, dat Jesus deur die reiniging van die tempel 'n statement maak nie. Onthou, hy gaan die tempel binne, die heiligdom, die absolute hoofsentrum van die judaïstiese godsdienst van sy tyd. En hy gaan keer die tafels om van die geldwisselaars en jaag die verkopers van die lammers en duwe en so meer uit die tempel uit. En hy maak 'n aanklag. Hy sê, die huis van my vader is veronderstel om 'n huis van gebed te wees, en julle het dit verander in 'n rowerspelonk. So hy ontwrig die bestaande, verdraaide, aanvaarde korrupsie van sy tyd. Want met die verkoop van die skape en die wisseling van die geld was daar geweldige korrupsie aan die gang. Onthou, mense moes lammers bring vir offers oor Paastyd, maar die priesters moes die lammers goedkeur of afkeer. En as jou lammetjie nou lang pad saam met jou geloop het, kon hy baie maklik afgekeur geword het. So het hulle begin lammers sommer net afwys, maar hulle het amper soos 'n teelplaas gehad, waar hulle lammertjies geteel het wat geskik is vir offers, en dan het hulle dit ten duurste aan die mense verkoop. Ook die geldwisselaars, die mense moes hulle tempelbelasting betaal, maar mag dit nie betaal met munte waarop daar die kop van 'n mens is nie. Daarom verskaf hulle Tyriese geld, Tyriese munte waarop daar nie die kop van 'n mens is nie, maar teen 'n buitensporige rentekoers. En dis teen hierdie korrupsie en misbruik maak van die mense en van die tempel, wat Jesus dan so radikaal optree wanneer hy die tempel reinig. Die tweede insident waarna ek wil verwys is die opwekking van Lazarus. Nou hier is 'n belangrike aspek. Jesus het 'n paar mense in sy lewenstyd uit die dood opgewek. Maar die geval met Lazarus is anders. Waarom sê ek so? Ons hoor dat Jesus die boodskap kry dat Lazarus siek is, maar hy besluit doelbewus nie om te gaan en in te gryp nie. En dit was maar enkele kilometers van waar hy homself op daai stadium bevind het. En dan sterf Lazarus en word volgens die Joodse gebruik op dieselfde dag begrawe, en dan kom Jesus eers daaraan op die 4de dag. Dit word in Johannes 11 vir ons uitgespel, wanneer die susters vir Jesus waarsku en sê, Here, dit is al die 4de dag, hy ruik al. Met ander woorde, die ontbindingsproses het reeds begin. Nou waar mense van die tyd nog sou redeneer, dat daar nog 'n verbinding weer tussen siel en gees en liggaam kan wees, binne 3 dae as iemand miskien in 'n koma was, of 'n skyndood, of wat ook al, verval al hierdie argumente nou, want dit is die 4de dag, en die ontbindingsproses het begin, en ek wil dit typeer, as dat ons hier van Jesus se kant af eintlik 'n soort van 'n doelbewuste magsvertoon kry. Hy bid ook voordat hy Lazarus uit die dood uitroep, en hy sê, Vader, ek bid tot U, ek weet dat U my altyd hoor, en dat U vir my gee wat ek vra. So hy bevestig die verbintenis tussen hom en die Vader doelbewus, en dit was 'n radikale ding om te doen. Die derde geleentheid waarna ek wil verwys, is Jesus se intog in Jerusalem op die vul van 'n donkie. Nou, ons het groot geword met Jesus het dit gedoen as 'n teken van nederigheid, maar dis binne ons kultuur. Dit was glad nie die geval in die werklike konteks nie. Die feit dat Jesus Jerusalem binne gaan op die vul van 'n donkie is van sy kant af 'n verklaring van sy koningskap, want dit berus op 'n Ou Testamentiese teks. Jou koning kom na jou toe en hy ry op die vul van 'n esel. So sonder dat Jesus 'n woord sê, het hy met sy intog in Jerusalem die verklaring gemaak, ek is die beloofde Messias. En baie belangrik, 'n geweldige groot deel van hierdie mense, hierdie honderde duisende mense wat in Jerusalem is vir die Paasfees, reageer
deur te erken dat hy die beloofde Messias is. Hulle doen dit deur palmtakke en hulle boekleed, klere voor die pote van die esel uit te gooi. Hulle doen dit deur hardop te sing, Hosanna tot in die hoogste, 'n absolute erkenning van Jesus se koningskap. So, ek herhaal, Jesus met hierdie daad verklaar dat hy die beloofde Messias van die Ou Testament is, en die volk erken, of dan nie almal nie, maar 'n gedeelte van die volk erken dat hy die beloofde Messias is. Dit bring ons by die 4de punt. Wat is die eintlike probleem vir die godsdienstige leiers? Ek wil dit kort so opsom. Hulle leef in 'n stabiele verhouding met hulle Romeinse oorheersers. Onthou hulle die Romeine gehaat. Hulle haat dit dat hulle aan hulle onderdanig moet wees. Hulle haat dit dat hulle aan hulle belasting moet betaal en so meer. Maar hulle leef tog in 'n stabiele verhouding. Jy kan dit amper beskryf as 'n simbiotiese verhouding waarin daar vir albei voordeel is. Wat was die voordele na beide kante toe? Die Romeine wil vrede in hierdie provinsie hê. Nie net in die stad Jerusalem nie, in die hele provinsie. Hulle wil vrede hê, hulle wil mense hê wat maklik regeerbaar is. Dit maak die lewe van die gouverneur veilig. Wat is die voordeel vir die godsdienstige leiers en die Jode in die algemeen? Hulle geniet die beskerming van die Romeine. Ja, hulle moet wel belasting betaal, maar hulle kan hulle godsdiens ongehinderd beoefen. Want die Romeine was slim genoeg om dit toe te laat. Die Romeine gaan self so ver as om hulle toe te laat om hulle eie Joodse koning te hê, naamlik Herodes. Nou Herodes was natuurlik 'n geweldige probleem en nie 'n gelowige soos Jesus en so meer nie, maar hy die politieke mag geniet en hy kan koning wees onder die Romeinse regering, al sou dit in ons terme ons die woorde gebruik dat hy 'n puppet king was. Hoe lyk die probleem verder? Paasnaweek is op hande. Die hoogtepunt van een van die 3 groot feeste van die Jode deur die jaar. Daar's onbeskryflike hoeveelheid mense in Jerusalem bymekaar vir die Paasfees. Maar enige teken van rebellie of opstand sou 'n geweldige probleem skep. En daarom kan ons aanvaar dat die Romeinse soldate op absolute hoogste gereedheidsgrondsag was. En as daar 'n rebellie sou uitbreek, sou dit kon lei tot die uitwissing van die Jode, almal op daai stadium in Jerusalem. Jesus word 'n risiko vir 'n rebellie van mense wat hom as koning, as Messias wil erken en die wat dit nie wil doen nie. Hy moet gestuit word. Dan 'n baie interessante aspek. Omdat die Joodse leiers hierdie hooftema het van hier mag nie 'n rebellie wees nie, ons moet die volk beskerm, verloor hulle insig in wie Jesus is en in wat hy doen. Ek wil dit illustreer aan wat my aan betref die beste voorbeeld, die opwekking van Lazarus. Want by die opwekking van Lazarus kry ons die geweldige interessante situasie, dat dit 2 verskillende reaksies uitlok. Die eerste is geloof. Kom ek lees Johannes 11, net vers 45. Baie van die Jode wat na Maria toegekom en gesien het wat Jesus gedoen het tot geloof in hom gekom. Toe hulle sien dat Lazarus opgewek is uit die dood, het hulle tot geloof in hom gekom. Ons kan vry vertaal en besef, en sê hulle het besef, dat hy die beloofde Messias is, dat hy die seun van God is. Maar daar is ook 'n tweede reaksie. Ons sou dink, almal sou as iemand wat op die 4de dag na sy dood opgewek word uit die dood, dat dit tot geloof sou lei. Nee, daar is 'n tweede reaksie. Ons lees dit in vers 46 tot 48. Maar party van hulle het na die Fariseërs toe gegaan en vir hulle vertel wat Jesus gedoen het.
Die priesterhoofde en die fariseërs het toe die Joodse raad bymekaar geroep en gesê, wat gaan ons doen? Hierdie man doen baie wondertekens. As ons hom so sou laat aangaan, sal al die mense in hom glo. En dan kom verwoes die Romeine hierdie heilige plek en maak ons nasie tot niet. So hulle sien net een ding, hier kom moeilikheid. En as die moeilikheid kom, gaan ons heiligdom, ons tempel vernietig word. En ons as nasie gaan uitgewis word. Hierdie vrees van hulle word ten beste verwoord deur die hoëpriester, Kajafas, Johannes 11 vers 49 en 50. Een van hulle, 'n sekere Kajafas, wat daardie jaar hoëpriester was, het egter vir hulle gesê, julle verstaan niks, en julle besef ook nie, dat dit tot julle voordeel is, dat een man vir die volk sterwe, en nie die hele nasie verlore gaan nie. So dis hoe Kajafas dit verwoord. Dis beter dat ons hierdie Jesus 'n plan kry en hom laat doodmaak, as wat ons dalk almal doodgemaak word. Daar's nog 'n belangrike vers oor die reaksie, en dis Johannes 12, vers 10 en 11. Na aanleiding van die opwekking van Lazarus uit die dood. Die priesterhoofde het toe besluit om ook vir Lazarus dood te maak, omdat baie van die Jode deur hom na Jesus toe oorgeloop en in hom geglo het. Dit bring ons by 'n 5de aspek, en 'n baie interessante en 'n uiters belangrike aspek. God gebruik natuurlik Kajafas se uitspraak, wat hy in sy eie hoedanigheid maak as hoëpriester, as 'n profetiese uitspraak teen Kajafas se bedoeling in. Ons kan nie sê God lê woorde in Kajafas se mond nie, want hy het self die verklaring gemaak, dis beter dat een man sterf as die hele volk. Maar hy bedoel dit op een vlak. Jesus gaan gee 'n nuwe diepte aan hierdie woorde en maak dit 'n profetiese uitspraak. Kajafas het bedoel op die kort termyn, is dit beter dat een man sterf en hier nie rebellie ontstaan en die nagevolge daarvan nie. Wat maak God daarvan? Hy gebruik sy woorde en verkondig die groter boodskap. Johannes 11 vers 51 en 52. Dit het hy, dis nou Kajafas, nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die nasie sou sterwe. En hy sou nie net vir die nasie sterwe nie, maar ook om die kinders van God, wat oor die hele aarde versprei is, tot een volk bymekaar te bring. Ek herhaal, God gebruik Kajafas se woorde om die groter, dieper, alles oorheersende boodskap van verlossing oor te dra. Ek wil graag afsluit. Ons sit steeds vandag met die kernvraag: is Jesus die verlosser van die wêreld? Mense kan Jesus nie meer doodmaak nie. Hy het gesterf aan die kruis en hy is opgewek uit die dood en hy sit aan die regterhand van God. Maar hulle kan hom afmaak. Afmaak as bloot 'n profeet. Afmaak as bloot 'n rabbi. Afmaak as, ja, dis 'n pragtige verhaal van 'n baie spesiale man, maar nie erken dat hy Jesus, die Christus, die Seun van God en die Verlosser van die wêreld is nie. Wat maak jy van Jesus? Amen. Here, in die begin het ons gebid dat U ons sal lei tot insig. Gee dat hierdie nuwe perspektief 'n impak sal hê op ons denke, ons lewens, ook ons belewenis van Paasnaweek en al die ander gebeure wat ons daar rondom gaan herdenk. Ons bid vir die herdenking van Paasnaweek in ons eie gemeente, dat dit geseënd
en vrugbaar sal wees. Maar ons bid ook daarvoor, reg oor die wêreld, vir hierdie verkondiging van die kernboodskap, dat U die verlosser van die wêreld is. Seën daardie bediening asseblief, deur die werking van U Gees. Ons bid dit in afhanklikheid van U, hoor ons asseblief. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die seënende, lerende teenwoordigheid van God die Heilige Gees, bly by jou. Amen.